Goeiemôre, al julle pragtige mense hier op die 3de Desember, woensdagoggend, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Soos ouer gewoonte, kom ons kyk wie kom op, en dan vat ons die nuus vas. Ek het my sit kry, vanoggend kan ek nie my sit kry nie. Was 'n bietjie vroeër op vanoggend, omdat ek nie, ek het my uitgeslaap, wat ek het so stel. En ek het sommer nou gou vinnig 2 vlae uitgesorteer ook vir die toep waarmee ek besig is. En ek koop maar die tyd uit, want daar's 'n klompie vergaderings wat hierdie week nog gehou moet word. Ek dink is 4 vergaderings in 3 dae. Maar ek sal net nou daaroor gesels. Daar sal reeds iemand wat vir ons loer. Kom ons kyk wie kom op. Party dae dan kom die ouens vinnig op koffie met brood. Ander dae dan sit soos 'n enginekie wat jy moet opwarm. Jy weet, lyk soos 'n dolf wat opgekom het. Dan is dit soos 'n enginekie wat jy eers draai en die ouens aan wakker kry. Nou het ek my notifications het afgegaan. Dis koffie met brood. Weet julle, hoe meer ek na hierdie bril kyk, hoe meer dink ek moet die ding verander. Ek sê mos is Dolf. Goeiemôre Dolf. Hierdie bril wat ek gebruik, lyk vir my meer soos 'n sekretaresse se bril. Ek sien goed met hom, maar hoe meer ek hierna kyk, ek koop mos maar my brille by Dischem of Clicks of Crazy Store of waar ook al, né? Maar ek dink hierdie ouetjie het nou ook al by sy einde van sy dae gekom. Ek lyk soos 'n sekretaresse, hoe meer ek na hierdie ding kyk. In elk geval. Kom ons kyk wat sê wêreldnuus, Dolf. Daar's darm al 2 van julle wat kyk. En ek weet nie wie die tweede een is nie. Maar kom ons kyk, ek het hierdie ding reg trek. Ek nou onnet vanoggend. Ek gee myself nooit voor vir wie ek nie is nie, weet julle. Ek sal nie hier so sit in 'n soet en 'n taai en probeer vir julle nuus gee. Dis nie wie ek is nie. Die soet en die taai sal nog kom. En ek hou nie eintlik van die taai nie, om eerlik te wees, Loftie. Goeiemôre. Ek hou mos nie van 'n das nie, man. Jy weet, daar's 2 dinge wat ek graag wil inbring in die federale kleredrag van netheid. En dit is 'n ronde kraag. 'n netjies 'n ronde kraag met hemde, 'n klein kraag. Dit moet nie 'n groot kraagie wees nie, net so 'n ronde kraagie wat netjies kan wees. En dan Piet wat sê goeiemôre. Die ander ding waarvan ek hou, en dit sal vrek mooi lyk, is nie goeiemôre, is daai Amerikaanse goed wat hulle dra daar in Texas, daai toukie goede, maar net so met 'n mooi ronde wapentjie. Net 'n mooi ronde wapentjie. So in die middel van daai toukie ding. Dink julle nie dit sal mooi lyk nie? Dis nou nie nuus nie, maar deel dit met julle. Ek hou daarvan, man. So, kom ons kyk, né? Kom ons kyk. Onthou diegene van julle wat nog moet bestel. Ek dink Loftie het gesê jy gaan nog hierdie week bestel een of ander tyd. Hierdie goedjies, né? Ons kan nie te laat die bestellings insit nie. Hierdie week is my cut-off. Anders dan moet ons wag tot Januarie maand vir die goed. En ek wil graag hierdie goedjies by julle uitkry so gou as moontlik. Wat pla my linker oog my nou weer vanoggend. Weet jy klaar geshower en op en aan die gang en dan is daar nog altyd ietsiekie wat pla en stuur. In elk geval, Anton, goeiemôre. Kom ons kyk wat hier aangaan. Lyk my nie die Duitsers gaan 'n baie lekker Kersfees hê nie. Want die krag is te duur. Baie stede, ek sê nie al die stede nie, maar baie stede het besluit, hulle sit nie Kersfees liggies aan hierdie jaar nie. Die krag is eenvoudig te duur. En dit is so, krag is duur. Nee? Selfs hier in Suid-Afrika sien ons hoe duur krag is. Maar die Duitsers wil nou die Kersfees verminder, Jan, goeiemôre. En hulle moet doen wat hulle moet doen. Hulle moet
maar self besluit hoe hulle Kersfees wil vier. Ek hou van liggies, ek persoonlik hou van liggies. Ek hou genuine van liggies. Maar in elk geval. Die paus het in Lebanon aangekom. Nou, Lebanon is grotendeels 'n moslimland. Die moslim godsdienst word daar beoefen. Maar hier is die ding, die paus kom daaraan en massiewe skares gaan hom tegemoet. Wat sê dit vir 'n mens? Is dit net omdat hulle hom wou sien, of is dit omdat hulle dink hy is hierdie groot goddelike figuur, wie hy nie is nie? Ek laat dit daar. Dit is vir my een van die domste dinge in die wêreld. Beloof julle. Daar sê ou Andrew so goed by ons. Goeiemôre Andrew. Wat sal ou dit sê, die justisie in Engeland en Wales besluit nou om mense wat nou gevonnis word vir 3 jaar en minder, gaan nou nie meer deur 'n jury gevonnis word nie. Hulle gaan nou deur 'n enkele regter gevonnis word. Dit is baie interessant, dat hulle wegbeweeg van hierdie gedeelte van die gemene wet af, om jou nie deur soos hulle sê, 'n jury of your peers, 'n jury van die mense wat soos jy is, basically, gevonnis te word nie, maar deur 'n enkele regter. Dit is om kostes te besnoei. Dit is die geheime woord mos, ons moet kostes besnoei. So dit is wat hulle gaan doen. Ons gaan dit net anders te omswaai hier in Suid-Afrika wanneer die tyd kom. Dit is vir ons belangrik. Van Engeland en Wales gepraat, Ierland het nou vir Zelensky baie welkom geheet daar in hulle land, en die eerste minister het gesê dat Zelensky hoef nooit bekommerd te wees nie, Ierland sal altyd by hulle staan om vrede te bewerk en om te help om die land op te bou. Ierland wil seker maar 'n bietjie geld maak op 'n manier. Ek kan nie verstaan hoe hulle hierdie akteur, hierdie poppekas-speler Zelensky so lank aan die gang hou nie. Is nou al hoeveel jaar al? Hoeveel jaar? Maar ons kan sien nou, Putin is besig om geevol te raak, hy is besig om absoluut geevol te raak. Hy het nou gesê, luister hier so, ek is nou moeg. As Europa vir ons wil aanval en 'n oorlog wil hê, sal ek vir hulle 'n oorlog gee. Moeilikheid in die noorde. Moeilikheid in die noorde. Kom ons kyk wat daar gaan gebeur. Ek sê hulle sê, 'n ou moet nie vir Rusland onderskat nie. Hierdie Europese lande onderskat Rusland baie, baie erg. Hulle onderskat hom. Jy sien, want dit is nie net Rusland wat teen Europa sal optree nie. Dit is ook Belarus en Hongarije sal saam met Rusland staan. En ek kan nou vir julle garantie, waarborg, dat ander lande ook saam met Rusland sal staan. En 'n land soos Turkye, wat redelik groot is, wat deur verskillende aardbewings en rampe deurgaan, ek dink nie Turkye sal hulle gewig nou ingooi by Europa en die Europa oorlog verklaar nie. Ek dink hulle sal terugstaan. Net so Switserland sal terugstaan. Nee? En die kans dat Italië homself gaan inmeng in 'n oorlog is ook 0. So wie gaan dit doen? Frankryk? Duitsland? Wil Duitsland weer probeer om vir Rusland aan te vat? Merz sal sy gat sien, maar die AfD sal vir hom uitskop voordat dit gebeur. Voordat dit gebeur. So hierdie landjies wat so oorlog praat, met veral hierdie lande wat vrouens aangestel het, as verdedigingsministers, wie geen kwalifikasie het in daai lyn nie. Hulle het 'n lat absoluut vir hulle gat gepluk. Jaco, hoe gaan dit met jou? Jy was lanklaas op. Ek weet jy kyk nou en dan koffie met brood. Jy's ook 'n besige man. Hoe gaan dit? Jenny, goeiemôre. Hoe gaan dit ou Jakes? In elk geval. In any case, soos hulle sê, né? Weet julle, daar is letterlik baie biljonêers en miljonêers in die wêreld. Ek het nie eens van hierdie mense gehoor nie, maar ek wil nou hulle name hier so vir julle lees. Michael en Susan Dell beloof, ek weet nie wie hulle is nie, seker van die Dell groep, wat die Dell laptops en goed bou, beloof
6,25 biljoen US aan Trump se rekeninge om Amerikaanse kinders te help. 6,25 biljoen US. Uit die bloute uit. Nee? Nou wanneer ek so berig sien, dan wonder ek. Want as jy na Susan Dell kyk, die foto van Susan Dell, sy lyk baie butch, baie butch. Sy lyk soos 'n breker. Nee, iemand wat jou 'n lekker tight klap kan gee. Nou wonder ek nou of hierdie nou 'n manier is om te probeer om van hulle sondes dalk ontslae te raak. Julle weet mos, betaal die Rooms-Katolieke Kerk en jy is gesond. Pieter, goeiemôre. So, hulle het nou al hierdie geld beloof aan Trumpie. Ek het hierdie berig geplaas hierso, want ek wil net vir julle wys. Wat sê Jakes, so skei die bult uit soos die ou mense gesê het. Ja, nee, dit gaan seker so oral, nee. Dit gaan oral so. In elk geval, ek het hierdie berig geplaas net om vir julle te wys, dis nie net swartes wat korrup is nie. Wel, ons weet dat die res van die wêreld is ook korrup, maar in Europa byvoorbeeld, in die Europese Unie, né, die hoofverteenwoordiger, en sy is ook die president van die College van Europa, wel nie vir baie lank nie, Federica Mogherini, is vir bedrog gearresteer. Sy is 'n hoofverteenwoordiger van die Europese Unie. Goeiemôre Rudy. Sy is 'n hoofverteenwoordiger van die Europese Unie en sy is gearresteer. 'n Jong vrou, sy is seker so na vroeë 40's. Bedrog. Bedrog is oral, mense, veral in hierdie sogenaamde elite groepe. Die Europese Unie, NATO, hierdie man vat selfs die G20 byvoorbeeld, né? Daar's bedrog op bo bedrog. Donald Trump het alle verwysings na Suid-Afrika wat die G20 aanbetref, van die G20 webtuiste uitgevee. En hy het net 'n nuwe voorblad gemaak waar hy staan in swart en wit en daar staan wat het hy daar gesit? Waar het ek dit nou neergeskrywe? Hierso, Miami G20, best is yet to come. The best is yet to come. Wel, hy het seker gemaak Suid-Afrika gaan nie daar wees nie. Suid-Afrika gaan beslis nie by die G20 wees nie. Om by Trump te bly, hy het nou op sy daaglikse of tweedaaglikse byeenkoms van sy regering, sy nuuskonferensie gesê dat hy is bereid om enige lande binne te val wat dwelmhandel bedryf en betrokke is daarby en dies meer. Maar daar het 'n belangrike stukkie nuus uitgekom wat dit dan betref. Daar het 'n belangrike stukkie nuus uitgekom. Dit blyk dat Maduro van Venezuela homself aan Trump oorgegee het as 'n staatsgetuie. Nou dit is op Trumpie se X-kanaal hierdie. Maduro het homself oorgegee as 'n staatsgetuie. En hy het bewyse dat die Biden-administrasie vir hom gevra het en betaal het om dwelmbendes na die VSA toe te stuur. Veral die Tren de Aragua. Ek moet dit vir julle lees, want ek kan nie die name onthou nie. Die Tren de Aragua. Lyk my, Biden het vir hom gesê, luister hierso, ons soek julle bendes hier, julle moet ons help om hierdie land onveilig te maak en vir ons as die demokrate aan bewind te hou. Dit het nou uitgekom. Nou, hoe akkuraat en waar hierdie berig is, wel Trumpie het dit op sy X gesit. Net tyd gaan leer. Net tyd gaan leer. En ons sien hoe domino's begin val in Amerika soos nog nooit tevore nie. Trumpie is nie klaar met hierdie mense wat vir hom beskuldig het van die G6 en daai tipe van goed nie.
Daar gaan nog nuusberigte uitkom wat ons nie kan glo nie. Ek kan dit nou vir julle sê. Interessant van hierdie berigte wat nou uitgekom het ook. Trump se regterhand is in 'n verband. En hy het so 'n bietjie slaperig voorgekom by hierdie byeenkoms. Nou, dit kan baie dinge beteken. Johan Brits wat sê, dit kan baie dinge beteken. Sy regterhand is in 'n verband. Net die handgedeelte. Dit kan baie dinge beteken. Weet jy wat, die eerste ding wat in my kop gekom het toe ek dit sien, is hy het 'n chip gekry. Die eerste ding wat in my kop aangekom het. Daar is duistere goed aan die gang, mense. Duistere goed, ek sê vir julle. Trump het ook gesê, hy is totaal en al, en ek het dit verlede maandag ook genoem, hy is totaal en al nou gatvol vir Somaliërs. Hy sê hulle moan en kla, en hy is net moeg vir hulle, en hulle wil dinge hulle manier gedoen hê, as hulle oorkom na die VSA toe, hulle kan almal terugvoeter Somalië toe, en hulle moet hulle eie land regmaak. Hy wil niks met daai land uit te waai nie. Maar hierdie berig het uitgekom, nadat daar ander gerugte uitgekom het, dat daar Amerikaanse soldate in Somalië is, wat die bendes help om teen die regering te beklei. Maar die sogenaamde War Department van Hexeth het dit ontken, en gesê, hulle is daar vir Amerika eerste, hulle is nie daar om lande omver te werp en dies meer nie. Wanneer hulle sulke goed sê, nee, dan weet ek, dis totaal en al die teenoorgestelde, hulle lieg. Hulle is besig met hierdie goed. Hulle is absoluut besig met hierdie goed. Dis die Amerikaanse dinkwyse. Hulle wil die wêreld regeer. Net so China. Putin het daai gedagte laat vaar al 'n lang tyd gelede. Maar die elites wil so graag vir ons almal onderdruk. Hulle wil so graag. En ek sal net nou by 'n godsdienstige berig kom, wat hierdie ding ook bewys. Né? Daar's baie vloede in Asië, en ek het hierdie ding opgebring, want daar's soveel goed wat in die wêreld gebeur. Baie vloede in Asië, daar's al 1300 mense dood, daar's 800 mense vermis, met die reën en die donderstorms wat ons hier oor Pretoria, Gauteng gehad het hierdie afgelope tyd, is daar selfs hope haal wat lê in plekke soos Pretoria Noord. Hier waar ek bly, die grond is nat, mense. Ek het so 'n gat gemaak waar ek 'n klein swembaadjie wil bou. Ek bou dit met my eie hande. En ek wil hom so halflyf maak, dat ou net in die somer bietjie kan ontspan daarin. Hierdie ding is onder water. En hy loop al oor. Maar ek noem vir julle hierdie berig, want daar's baie berigte oor wat in Afrika aangaan. Dat daar 'n absolute bars besig is om te vorm in Afrika. Plekke wat oopkraak, vulkane wat nou weer besig is om uit te bars. En hierdie kraak hardloop van die noorde tot die suide deur Mosambiek, nie deur Suid-Afrika nie. En die mense, die wetenskaplikes is besig om te sê dat hierdie kraak so wyd, besig is om so vinnig wyd te raak, dat daar 'n nuwe oseaan gaan vorm tussen twee gedeeltes van Afrika. Die horing van Afrika word basies afgesny. Nee, as jy na die skets kyk en die kaarte kyk en so, dit lyk amper soos iemand net 'n mes gevat het en hom net so deurgetrek het. Nee. Gaan hierdie dinge in ons leeftyd gebeur? Gaan ons hierdie goed sien? Dit is dinge wat in die wêreld gebeur. In Spanje het varkgriep nou uitgebreek, net buitekant Barcelona, en daar is soldate selfs soontoe gestuur, 100 plus soldate, om te help om die varkgriep te beheer. Maar hulle het hierdie dun fyn maskertjies aan wat ons in COVID gedra het. Man, daai ding kan niks keer nie. Dit kan niks keer nie. Dis eintlik simpel om daai goed te dra. Dis totaal en al simpel. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie wat hierso in Suid-Afrika gebeur.
'n berig op Marula Media, en het is ook vir my aangestuur deur ou Barries, Barend Badenhorst. Hy het ook vir my hierdie berig aangestuur. Genoeg is genoeg, dit is na die plaasmoord nou weer daar in Baltimore area. En die Transvaalse, waar het ek het nou neergeskrywe, hierbo. Transvaalse Landbouunie het hierdie berig gestuur. Genoeg is genoeg, okay, great. Genoeg is genoeg. Ons sê genoeg is genoeg al op koffie met brood vir jare nou al. Alright? My vraag is altyd net, jy stuur so 'n berig uit, genoeg is genoeg. En, okay, wat nou? Wat gaan jy doen omtrent? Genoeg is genoeg. Tussen vandag en Vrydag, miskien dalk Saterdag, ek weet nie wat is die een boerleier se beplanning nie, maar het ons 4 vergaderings. Ek moet nog vanmiddag ry, ek moet nog wag vir instruksies, wat ek moet doen. Maar ek sal seker, hier uit Pretoria uit sal ons seker ry suid toe, vir 'n vergadering daar, dan 'n vergadering in Pretoria, dan is daar 'n vergadering in Kreeusdorp, en dan 'n vergadering in Kleinfontein. Die federale alliansie is nie besig om te slaap nie, mense. Ons is besig om te werk. En waarom ons nou besig is om seker te maak dat ons boere element, die boereleiers, daardie element kan kry by 'n punt waar ons kan begin saam staan en saam praat. Dit is van kardinale belang. So ons is besig met hierdie goed. Genoeg is genoeg. Netanyahu het verklaar dat daar geen politieke normalisering sal wees tussen Suid-Afrika en Israel nie. Omdat Israel gesê het omdat Suid-Afrika gesê het Israel is besig met volksmoord in Palestina, en omdat hulle 'n politieke standpunt ingeneem het dat daar 'n staat moet wees soos Palestina. En as gevolg van dit het Netanyahu gesê daar is nie 'n manier dat sake soos normaal sal voortgaan tussen ons en Israel nie. En ek hou daarvan. 22-jarige Ruben Marsburg. Hierdie berig het my oog gevang, want dit is my seun se naam. Die ou is ontvoer, sy voertuig is gekry, sy kompressors is gesteel, sy gewone handgereedskap was nog daar, sy boot is gesteel, en die ou is vermis. Nou ek bid regtig dat hulle hierdie ou opspoor, sonder dat hy, dat hy ongedeerd daarvan afkom. Sy familie dink dat hy is ontvoer, want die gewone handtools en daai goed is nie gevat uit sy bakkie uit nie. Net die groot goed. Mense, dit is wat op ons voorstoep gebeur. En ons dink dit gaan nie met ons gebeur nie. Ek bid maar dat hulle hierdie ou kry. Dan kom daar 'n berig uit soos, daar is 3404 wapens van die polisie, 3404 wapens van die polisie, wat vermis is, wat in omgang is tussen bendes, en sulke goed. Kom ons sê saam met die Transvaalse Landbouunie, genoeg is genoeg, maar ons moet daaromtrent iets doen, mense, ons kan nie so aangaan nie. Ons het julle nodig om saam met ons te staan. Daar kan dalk weer 'n Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika wees. Hierdie een ou is geoormerk, Leo Brent Boswell, hy is geoormerk om die Amerikaanse ambassadeur hier te wees en Amerika te verteenwoordig. Dit is baie snaaks, nadat Suid-Afrika uit die G20 geskop is. Dis baie snaaks. Twee Nigeriërs is in die hof, onwettige migrante, 2 Nigeriërs is in die hof, oor die smokkel van renosterhoring en ander dieregebeendere na die ooste toe. En nog 'n Nigeriër en 'n Suid-Afrikaanse vrou, sy seker Zulu of Xhosa of een van daai tipes, is ook gearresteer vir R260,000 se dwelms wat hulle in hulle voertuig gehad het. Meth en hierdie tipe crystal meth en daai tipe van goed. Hierdie goed is opgespoor deur 'n padblokkade. Die padblokkades is baie keer irriterend, maar dit werk. Maar weer eens, Nigeriërs
Hierdie onwettige goed, nee, gaan nog hardloop. Hulle gaan nog hardloop. Hierdie is vir my die grap van die dag. Die parlement het 'n oorsigkomitee gestig, 'n oorsigkomitee oor die presidentsie. What a joke, Wat 'n grap. Hulle wil nou 'n oorsigkomitee hê wat gaan kyk hoe Ramaphosa steel en hulle gaan saam steel. Dis al wat dit is. Dis al wat dit is. Dis niks meer as dit nie. Hoe ons so iets gekry het ook, die eerste geslagsgebaseerde geweldskuiling is in die Wes-Kaap opgerig. Dit is nou vir transgender en LGBTQ en die res van die alfabet mense, as hulle nou in 'n verhouding is, en mannetjie slaan vir mannetjie, of sissie slaan vir sissie, of die een het verander na iets anders te toe, en hulle slaan mekaar, en nou moet hulle beskerm word. Sien julle wat is die nadraai van hierdie gemors? Want dit is 'n gemors. Dit is 'n gemors. Wat dit is, dis 'n sonde. Dis wat dit is. 'n Private sekuriteitsmaatskappy het 'n onwettige mynskag in Benoni toegemaak van die Zamazamas. En in hulle optrede is daar reeds een persoon dood. Een onwettige myner is dood. Zuma se sending na Moskou toe. Zuma wou nou na Moskou toe gaan om seker te maak dat hy nou daar die 17 ouens wat verkeerdelik oorgegaan het. Julle ken die hele verhaal, ek hoef nie uit te brei nie. Maar ou Zuma wou mos nou oorgaan Moskou toe en Putin het gesê nee, ons soekie vir jou in ons land nie. En Zuma was 'n gereelde ou wat uit gereeld Moskou toe gegaan. Nou sê Putin, jy word geweier om hier by ons in te kom. Klap in die gesig. Hy wil seker natuurlik die Zumas in sy familie se basse red. Hy het nie 'n politieke karier hierdie ou nie man, hy is eintlik flippin useless. Hy was net nog 'n hotnot wat omgekoop was. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Ek weet nie of julle daai saak dopgehou het van Caiphus Nyola. Blykbaar is 2 tot 3 oud polisiemanne gedagvaar, gearresteer, skuldig bevind op die moord van hierdie ou in 1987. En hulle is nou skuldig bevind, maar hulle appeleer en sê dat die staat uiteindelik nie 'n saak nie. So, weet nie wat daar gebeur nie, maar weet julle wat nie, as jy 'n oud polisieman was en jy het mense vermoor, is jy skuldig aan moord. That's it. Bottom line. Bottom line. Of dit nou in die apartheidstydperk was, of wat 'n tydperk ook al. Nee, jy's 'n moordenaar. Jy's 'n moordenaar. En elke moordenaar moet aan die pen ry. Ek het hierdie paar berigte vir laaste gelos. Hierso is 'n groep, die SACD, hulle noem homself die SA Church Defenders. Hierdie groep het 'n affidavit, 'n verklaring afgegee by die Hooggeregshof, waar hulle absoluut teen die parlement is, wat die inmenging in ons kerklike gebeure en beheer van ons kerke aangaan. Julle weet wat ek bedoel. En ek weet nie of ek dit nou reg in Afrikaans gesê het nie. Ek weet my kop hardloop in Engels en dan praat ek Afrikaans. So hulle het nou hierdie verklaring gaan aflewer by die Hooggeregshof, wat die verklaringe van die regering teestaan, wat hulle gesê het oor die beheer van Suid-Afrikaanse kerke. Ek hoop ek het nou mooi in Afrikaans gesê. Ek noem daai ene, want ek wil hierdie ene ook noem. Hierdie Khazar Jode, hierdie ortodokse Jode, raak al hoe meer witter, in aanhalingstekens. Hierdie een Khazar Jood het gesê dat die Christene moet besef dat ons die Noahide wette, die 7 Noahide wette moet leer en vasbind. Want 'n mens kan nie, God kan nooit 'n mens word nie. Hulle probeer alles in hulle vermoë doen om die Messias uit ons uit te kry, dat God 'n mens geword het en onder ons kom woon. Hulle lewe in hierdie vrees dat hulle 'n fout gemaak het oor die Messias, en hulle probeer die Messias uit die geskiedenis uitvee. En hulle gaan vir jou dwing om dit te doen.
Ek praat van Amerika wat die wêreld wil regeer, en China wat die wêreld wil regeer, en al hierdie goed. Maar die bottom line dis die elites van die wêreld. En hierdie elites is se grootste groepering is die Khazar-Jode. En hulle wil jou so graag onderdruk, want hulle sien jou wat nie 'n Jood is nie, as net gewone vleis, wat hulle kan inmeng in hulle McDonald's burgers. Julle moet dit weet. Julle moet dit verstaan. Dis nie grappies, die mense. Hierdie ouens is besig met goed wat absoluut skokkend is. Dan het ek hierso 'n interessante berig gehou hierso op Telegram. Hierdie is lande waar jy gearresteer kan word as jy Jesus Christus se naam gebruik as 'n vloekwoord. En dan het jy lande waar, indien jy Jesus Christus se naam uitelik gebruik, dan is jy okay, jy kan doen daarmee wat jy wil. Die lande waar jy nie Jesus Christus mag sleg sê nie. Luister mooi na die lande. Dis Pakistan, Saudi-Arabië, Iran, Egipte, Sirië, Irak, Indonesië, Afghanistan, Somalië. As jy Jesus se naam uitelik gebruik in een van daai lande, word jy gearresteer. Maar kyk nou die lande waar jy kan net sê Jesus Christ soos wat jy lus kry. VSA, Brittanje, Frankryk, Kanada, Israel. Hoekom is ek nie verbaas oor Israel nie? Denemarke, Nederland, Nieu-Seeland en Swede. Die sogenaamde westerse beskawing, wat veronderstel is om Christelike normes te hê en waardes te hê. Vir hulle is daar geen probleem as jy net sê, ag Jesus, of wat ook al. Jesus Christ. Maar in moslimlande mag jy dit nie doen nie. Want hulle sien vir Jesus, Isa, as 'n groot profeet. Hulle Jesus en ons Jesus is twee verskillende Jesusse, heeltemal. Dit is heeltemal so. Maar jy mag nie sy naam uitelik gebruik in daai lande nie. Is dit nie 'n, wat is die woord wat ek soek, 'n paradox? Is dit nie 'n paradox nie? Dat jy kan doen wat jy wil in hierdie lande nie. En in hierdie moslimlande moet jy jou mond hou. Dis een van die snaakste goed wat vir my daar is. En dan 'n ander ding wat ek wil noem is, ek hoor ou Henry is wakker, hy is hier onder. 'n Ander ding is, daar is 'n Telegram groep, en ek gaan dit nou sê hier op Koffie met Brood. Want dit is 'n irriterende Telegram groep, en ek weet wie sit agter dit. Die Telegram groep se naam is, Die Vader is my herder. Hierdie Telegram groep word beheer deur Deborah de Rigtingloos, valse profetes hier in Suid-Afrika. Moet nie haar goed volg nie. Alright, sy's 'n valse profetes, daar's oor en oor bewys goed wat sy gesê het, wat nie waar is nie. Die heel eerste ding wat sy totaal en al 'n fout maak, is net die naam van haar Telegram groep. Die Vader is my herder. Nee, die Vader is nie jou herder nie. Die Here is jou herder. Yeshua, Jesus Christus, Adonai. Adonai is jou herder. Nie El Shaddai nie. Ja, ons weet God is een. Ons weet God is een, maar ons moet God se taal gebruik. Adonai is jou herder. Jesus Christus is jou herder. Hy is die goeie skaapwagter, nie die Vader nie. Ons moet die persoonlikhede van die Godheid verstaan. Hoe Vader besluit het, die almagtige God, Jahwe, hoe hy besluit het om vir ons te kom kuier. Deur die Seun die woord van God, en toe die Seun gaan toe, stuur hy sy Heilige Gees en hy laat hom hier by ons. Dis hoe God operate. So ons moet verstaan, wanneer mense skeef is wat die Christendom aanbetref,
kan hy dit so optel as jy die woord ken. Moenie 'n fout maak nie. Alright, moenie 'n fout maak nie. Deborah die rigtingloos is so rigtingloos. In elk geval, ek sit dit net daar buite, want dit is wat dit is. Goed, dankie vir diegene wat ons so ver geondersteun het hierdie maand. Daar is nog ouens wat ledegelde moet betaal en die tipe van goede. Ek weet dis Desember, ek weet dis moeilike tye. Dankie vir die ouens wat beloftes gemaak het. Beloftes maak skuld. Maar in elk geval. Ons is wat? Vryburgers, man. Rudy, is jy nou klaar afgetree? Ons is vryburgers. Loftie, ons is vryburgers. Pieter, Johan, Piet, Jan, almal wat opgekom het vanoggend. Ons is vryburgers. En ons kies om vryburgers te wees. Dan is ons boere. Boere Afrikaners, Engelsman en Andrew. Ons weet wie ons is. Nee? Ons weet wie ons is. Julle moet 'n fantastiese woensdag hê en moenie vergeet nie, saam met God maak eendrag mag. Geniet hierdie dag, my dag is besig, ek werk baie hard op hierdie toep. Ek is heel happy met waar ek nou is, ek is heel verbaas hoe Vader my lei in hierdie ding. En ons gaan kyk, ek sal vir julle op hoogte hou wat die vergaderings aanbetref. Soos ek sê, is tussen 3 en 4 vergaderings, tussen nou en Saterdag. Rudy sê hy het 8 dae oor. Dat is een ding wat ek nooit in my lewe sal doen nie. Ek sal van 'n werk af bedank, of weggaan van 'n werk af, maar ek sal nooit aftree nie. Want om af te tree, is om te sterf. Ek sterf nie, sommer so nie. Ek sal so reg opstaan en dan omval, wanneer Vader my kom haal. In elk geval, alles wat mooi is vir almal, hoor, alles seën.